Hoe kan kinders van plaaswerkers ooit droom om 'n stukkie grond van hul eie te besit, as hulle nooit gewys word hoe dit kan gebeur nie? Maar in die vrugtemekka van Ceres in die Wes-Kaap is dit aan die gebeur. Omdat boere en 'n plaaslike prokureur 'n baanbrekersprojek begin het, waar kommersiële boere met swart opkomende boere hande vat. En die resultaat? Saamboervennootskappe, hoop en nuwe welvaart. En nou wag hier die unieke benadering op die res van die land. Kan jy net die vrug na die beste gesonde mark stuur? Dan moet jy op plaaslik verkoop. My naam is Lennox Plaatjies. Ek is 50 jaar oud. Ek is die publieke skakelbeampte vir SA Pels. Ek is ook 'n direkteur en boer op Bambisani Farming in Ceres. Ceres en die breë dorpe in die Witzenberg is deel van ek dink die vrugteboerdery, sagte vrugte, steenvrugte, as ook groenteboerdery in hierdie areas baie prominent. As jy my agtergrond in gedagte hou, ek het groot geword as 'n kind van plaaswerkers. Dit was 'n totaal ondenkbare idee dat ek ooit eendag grond sal besit of deel is van 'n boerdery waarvan ek deels eienaarskap sou beoefen. Maar met my deelname aan Pels, Partners in Agri-Land Solutions, het ek bewus geraak van die geleenthede wat daar is en hoe swart opkomende boere wat aspirasies het om kommersieel te boer, toegang kan kry tot eienaarskap van grond en mede-eienaarskap in besigheid, landboubesigheid. Pels of Partners in Agri-Land Solutions is 'n privaat sektor gedrewe grondhervorming en landbouontwikkelingsinisiatief. Ek is huidiglik deel van die direksie by Pels. Ek dink die behoefte daarvoor het maar ontstaan uit strategiese sessies uit waar besef is dat baie van die projekte fokus daarop om binne in ons konteks in Suid-Afrika is ook 'n behoefte om groter groepe of mense wat uit ander agtergronde uitkom, ook betrokke te kry en meer selfstandig te kry binne in die landbou. Die Twin Tower projek het ons gaan kyk na vaardigheid, gaan kyk na ervaringsvlakke in die besigheid, ons gaan kyk na senioriteit en ons het gaan kyk na passie, mense wat wel wil boer, en dit is die tipe advies wat binne in die objektiewe kriteria geadviseer was aan die produsent. En dit is ons eerste suksesvolle projek waar jy aandeelhouers het wat in eie reg gegroei het. Van die ouens was seisoenwerkers wat ontwikkel het tot permanente werkers en deur die Pels raamwerk het hulle gevorder tot aandeelhouers, tot direkteurs binne die groot besigheid wat hulle staan gemaak het met die naam EJ Twin Tower. Die EJ Twin Tower was maar net die eerste een. Ons is nou aktief betrokke in meer as 55 projekte en in elkeen van die projekte sal jy unieke suksesstories kry wat gaan oor individue wat deur op meriete geïdentifiseer was, wat die nodige ondersteuning gekry het, wat die passie en die toewyding gewys het en wat erkenning gekry het om deel te kan word van 'n leierskorps van 'n nuwe besigheid. En vir nuwe rolmodelle is deur hierdie projekte nou na vore gebring, ja. So die Nduli Piggery Project het ontstaan vanuit 'n groepering informele varkboere wat op munisipale grond op informele skaal met varke geboer het, wat gelei het tot sekere uitdagings in terme van riool afloop en ongereguleerde diere wat rondloop. Een van die groot uitkomste van die projek as nou tot aanvang kom is om die Nduli Piggery Project se groepering van boere te help om met 'n beter genetika kwaliteit vark te kan boer, soortgelyk aan dit wat op kommersiële varkplase gebruik word in hulle eie infrastruktuur en heeltemal onafhanklik van enige buitehulp. Die Pels slagspreuk, growing together, is die antwoord. Kommersiële produsente, leierboere het in 2014 die visie gesien dat om voort te gaan op 'n aparte trajectory in landbou is onvolhoubaar. En dat het net sin gemaak dat hulle by mekaar kom en sê, ons het landbou gebou tot waar het vandag is, daar is baie geïnvesteer. Maar hoe verseker ons dat die toekoms van hierdie selfde ding wat is opgebou, hierdie landbou, dat dit volhoubaar is, dat ons dit ook in verdere geslagte nog kan voortsit. Die konsep van Pels is uiters belangrik, want almal kan nie, het dalk die vaardigheid of het nie dalk die tyd en belangstelling om te gaan sit en 'n plan te formuleer nie. Dis waar Pels so 'n wonderlike konsep
tevore gebring het, is om met 'n plan, met 'n raamwerk te kom wat werk. Ek dink die wenresep vir pels is die feit dat dit privaat sektor gedrewe is, dat dit gewone mense op grondvlak, leiers, boere, opkomende boere almal bymekaar gebring het en saam besluit dat ons wil dit maak werk. Die kundigheid wat daar reeds gevestig is, wil ons repliseer. Maar ons wil erkenning gee dat daar tog 'n rol is wat die regering moet speel en ons glo kan speel. Daar's ongelooflike geleenthede en groot potensiaal in groot dele van ons land wat tans nie benut word nie. Dis waartoe ons moet werk. As mense vir my vra, hoekom het ek betrokke geraak by Pels? Hoekom is dit vir my belangrik dat Pels werk? Dis omdat ek 'n 14-jarige het en ek glo dat wat hy gaan mee worstel, gaan afhang van waarmee ek vandag werk, of ek dit 'n sukses maak van dit. Ek glo ek moet Suid-Afrika beter los as wat ek het gekry het. En vir jong mense ook, om te weet dat, luister, landbou is vir ons almal. Ek dink my wildste droom sal dit wees dat Pels in elke provinsie en streek in hierdie land gevestig moet word. Dat ons die gesamentlike wil om goed te maak werk tussen swart, bruin, wit en almal in ons land, dat ons dit tot die beste moet ondersteun. Deur seker te maak waar boere saamkom, wit, bruin en swart in enige streek van hulle, het sy dit in die rural areas in die Oos-Kaap, het sy dit in Noordwes, Limpopo, waar ons oral tans met Pelsprojekte besig is, dat ons oral in die land sien 'n opvlam van die samewerkingsinisiatief en die uitrol van die Pels raamwerk vir volhoubaarheid in die landbousektor. Ja.